lewe en het opgestaan. En as jy nog nie 'n ontmoeting met die Here gemaak het nie, dan is dit nou die tyd en die geleentheid om 'n ontmoeting met die Here te maak. Jy weet, ek en my vriend gesels 'n jaar terug of paar maande terug, gesels ons oor iets baie uitsonderlik en hy noem hierdie ding vir my. Hy sê dat dit is moontlik vir 'n jong mens om die Here aan te neem. Dit is moontlik, maar dit is moeilik om by die Here te bly. En ek verstaan nie wat hy sê nie, prys die Here, en ek bid maar nou nie met die ou nie, prys die Here. En 'n paar dae daarna, terwyl ek sit by die huis en ek kyk na die wêreldse dinge, prys die Here, en die gedagte kom by my op, die gesprek wat ek en hy gehad, dit is moontlik, maar dit is moeilik. En daarom kry ons jong mense wat die Here aanneem, maar hulle bly nie stande nie. Hy het graag 'n begeerte om die Here aan te neem, maar as hy in die ding is, dan vind hy uit dat dit is moeilik om by die Here te is. Prys die Here. En die slotsom kom by my op dat hy het nie die Here volkome aangeneem nie. En dit maak dat Paulus sê, dit verbaas my dat julle so gou afvallig word. Dit verbaas my dat julle so maklik neergedruk word. Dit verbaas my dat die kleinste van dan verlaat julle die Here. Prys die Here. Prys die Here dierbares. Prys die Here dierbares. Laat my toe om vanaand te preek. Laat my toe om vanaand te preek. Prys die Here. En ek wil vanaand elke apostel, evangelis, diakens, pastoor, ouderling groet in die mooi naam van die Here. Prys die Here. Nou, ek het nooit 'n geleentheid gekry om acknowledgements te doen, prys die Here, van die teenwoordigheid van die Here. Was geweldig in hierdie plek, prys die Here. Halleluja. En ek wil vanaand baie uitsonderlike dankie sê aan die kerk, prys die naam van die Here. Nou, as jy evangelis 'n standplek om binne die kerk te preek, prys die Here. Sy standplek is om buitekant te preek, prys die Here. Maar die gedagte kom by my op, dat is belangrik om die huis eers reg te kry, voordat jy uitgaan. Want as ons uitgaan, moet ons een is. Ons moet verstaan wat ons doen buitekant. En as ons nie die huis herleef nie, of die huis herstel nie, hoe gaan ons die wêreld herstel? En ek wil vanaand elke dierbare broer, suster groet. Ons jeugsondagskool, prys die naam van die Here. Ek erken julle in ons midde, prys die Here Jesus. Nou, kom ons staan, dan lees ons net gou God se woord. Prys die Here. 1 Samuel hoofstuk 10. Ons gaan versie 2 lees, 6, 9, 15 en 16. 1 Samuel hoofstuk 10. As jy dit sê, amen. Ons lees saam. En hy sê, as jy vandag van my af weggaan, sal jy by die graf van Rachel op die grens van Benjamin in Selsag 2 manne aantref wat vir jou sal sê, die esel wat jy gesoek het, is gevind. En kyk, jou vader het die sak van die esels laat vaar en is besorg oor julle en vra, wat kan ek vir my seun doen? Vers 6. En die gees van die Here sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle
sal profeteer en in 'n ander mens verander word. Versie 9. En net toe hy sy skouer draai om van Samuel weg te gaan, het God sy hart verander. Kan ek dit weer lees? En net toe hy sy skouer draai om van Samuel weg te gaan, het God sy hart verander. En al die tekens het op die dag uitgekom. Vers 15. En die oom van Saul sê, vertel my tog wat Samuel julle meegedeel het. Toe sê Saul vir sy oom, hy het ons verseker meegedeel dat die esel gevind is, maar die sak van die koningskap waar Saul van gespreek het, het hy hom nie vertel nie. Ons kan sê, prys die Here. Halleluja. Prys die Here, die waras. Ek gaan nie lang preek nie. Ek gaan net doen wat die Here wil hê ek moet doen, dan gaan sit ek. Oma Kolberg, as die dokter vir jou sê dat hulle gaan 'n hartoorplanting doen, dit beteken as iemand anders se hart wat nie meer lewe nie. En as hulle klaar die hartoorplanting gedoen het, dan sê hulle ons gaan kyk of die liggaam die hart aanvaar. En as die organe binne in die liggaam die hart nie aanvaar nie, dan word daar weer 'n operasie gedoen. En dan kom daar weer 'n hart. Maar wat my verstand te bowe gaan, is die feit dat die hart die belangrikste ding is binne in 'n mens se liggaam. En ek besef onmiddellik, as die hart nie reg is nie, dit maak nie saak hoe klein dele binne in die liggaam is nie. As hulle nie ooreenstem oor die hart wat binne in is nie, dan beteken dit jy gaan sterwe as daar nie weer 'n hartoperasie gedoen word nie. En baie van ons loop met harte van die liggaam nie aanvaar dit nie. Ons loop en tel dinge op van die liggaam nie aanvaar dit nie. Die woord van die Here sê, o jongeling, wandel volgens die begeerte van jou hart. Want hierna weet ek dat diezelfde hart sal jou daai dag, as dit geoordeel word, dan is dit diezelfde hart wat teen jou in opstand kom. Prys die Here. En soms wil ons die hart tevrede stel. Soms wil ons doen wat die hart sê. Ja, hulle sal nie verstaan nie. Ek is in die vleuel van my donkheid. Ek is in die vleuel van my donkheid. Ek moet lewe. Hulle verstaan nie. Hulle was ook jonk. Maar ek het 'n boodskap. Diezelfde hart wat jy nou tevrede stel. Dis diezelfde hart wat hy dag jou bestuur gaan laat. Halleluja. En as die dokters nie 'n plan maak dat jy in tyd 'n ander hart kry nie, dan is daar twee gedeeltes wat gebeur. Hulle sit die ou hart terug. Prys die Here. En
Asof hulle sê die ou word terug of hulle kry 'n nuwe hart. Die belangrikste is dat wat hulle by u tuis bring. Die hart is die belangrikste. Maar as dele in die liggaam wat moet ooreenstem. Ons kan nie bloed kry van jou af as jy nie van ons af is nie. Die hart kan tog maar die belangrikste is. Hy kan tog maar die bloedpompen is. Maar as die long sê, pa, ek soek jou nie. Hoeveel dinge soek jy soek, het jy nie nodig in die koninkryk van God nie. Maar ongelukkig die begeerlikheid van die hart laat jy toe om in hierdie ding te loop. En die Bybel sê dat die kinders van Israel besluit om iets te doen buitengewoon. Ek is op pad iewers, luister my. Prys die Heer. En die Bybel sê hulle kom na Samuel toe, sê vir Samuel, ons wil 'n koning hê. Ons is moeg om so aan te gaan. Ons sien ander mense het konings en ons beweeg sonder 'n koning. En die Here sê, Samuel, doen wat my volk sê, want hulle het vir my en vir jou gereject. Hulle soek 'n menslike koning. Hulle soek 'n koning wat nog nie aan sy sonde, aan sy tyd was, om aan gestel te word. Prys die Here. En die woord sê dat God sê vir Samuel, moet die toornig word gesien. Dis my volk. Ek gaan dien met hulle. Prys die Here. Menslike begeertes gaan maak dat jy sterf. En die skrif sal sê dat God sê, oké, right, julle reject my as 'n lewendige God. Soms vergeet ons so maklik wat die Here vir ons gedoen het. Die Bybel sê, my volk vergeet my die dag toe hulle voor die Rooi See staan. Toe is daar nie 'n koning. Hulle vergeet toe hulle honger in die droomland is. Toe is dit echt wat die manne uit die hemel laat neerdaal. Ja, hulle vergeet die dag toe hulle aan die woestyn is, toe hulle 'n dors het, toe is dit echt sonder 'n mens, sonder 'n koning. Toe is dit echt van die Rooi See. Toe is dit echt wat vir Moses staan die staf en slaan them op die rots dat my kinders kan raak. Ons vergeet te maandag. Ons vergeet te maandag. Van die Here. Jesus. Dankie maar Jacques. Moet nie toelaat dat jou broer se kar te wat maak nie. Moet nie toelaat dat jou broer se huis te wat maak nie. Moet nie toelaat dat jou broer se klere draag te wat maak nie. Op die regte tyd sal die Here sy tot die kom.
wat is samen. Yes. Die members hier. Dank u, Heer. Die volk. Mighty God. Mijn volk. Oh. Hij zei van Samuel, mijn volk. My Yes, 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 yes. Mijn volk. Mijn volk. Onberoemd. Mijn volk. Ai. Wat dan mijn woord. Ik heb hem gemaakt. Yes. Ik heb hem gestopt. Jesus. Toen die achter voor mij. Toen die achter daar ligt. Toen zei ik. Laat dat mens weer. Toen zei ik. Die mensen zijn hier. Die mens kan niet. En leer pas hier niet. En ik kom. Een jaar gemaakt. De woord van die Heer zijn. Ik moet van jullie afweggaan. Dat die geest van God. Van die helpers. Waar de helpers kan komen. Dank u, Jesus. Dank u, Heer. Ons Heer. Heilige is die Heer. God had de helper gegeven. Oh, Jesus. Jesus, dank u, Heer. God had de advocaat gegeven. Yes, yes, yes. En Samuel. Samuel was niet daar. Hallelujah. Samuel was niet daar. Jesus. Toen het gebeurde. My Lord. Maar Samuel, Yes. wat ik daar was. Samuel, wat ik daar was. Mighty God. Toen die wonderwerk gebeurde. Kan ik ook die dan doen? Hallelujah. Dat is mensen wat kwaad gaan worden als je verkeerd wandelen. Ja. Omdat hulle weet Oh. wat die Heer Dank u, voor Heer. uitgehaald heeft. Yes. Hoor je wat ik zeg? Yes. Dat is mensen Yes. Hallelujah. wat omstandig gaan worden Yes. als je valt. Wandelen weet. Jy was een makkelijke mens geweest. Hallelujah. En dat weet. Jy was een zondevreter. Toen werd die Heer. Toen daar uit. En nou, als je bezig om terug te gaan naar die dan van de geluid vallen. En dan weet als u wandelt om daar te komen. Ik is op mijn nieuws. Vader, my ziel, Help me. my ziel, I love you, Jesus. Help me. Dat is harte wat moet gescheerd wordt vanavond. Hallelujah. Dat is harte wat een club gemaakt heeft. Maar vanavond gaan we zijn club hart in ons hart van vlees en dat Godse geest, dat Godse kracht, dat die tegenwoordigheid van die Heer te waard. Jesus. Rakan pati, Hallelujah. rakan pati. Jesus. God said for Samuel, all right booties. So right booties. These my men, these my folk. Dank u, Jesus. Dank u, Heer. Moet die maak dat hulle jou afvallig maak. Dat is mensen wat op jou pad komen. Oh. Wat wil net dat je moet vallen. Yes. Jesus. Yes. Yes. Dat is mensen. Oh. Hij wil dat je moet vallen. Yes. Hij wil dat je moet verloren gaan. Oh. Dan verheerlijk je hem. Yes. Ja.
in sy val. Yes. Don't fall. Maar nie gesê. Wow. Nie gesê. O my vyand. Moet jy nie verheerlik oor my val nie. Moet nie lekker kry nie. Omdat ek weet, my God sal my weer optel. Hallelujah. Een godnodige man, Oh yes, oh yes. een godnodige vrou, wat kan een profetische woord oor sy eie leven spreek. Die kerk kan maar hoe bid, die kerk kan maar hoe vast, maar as jy nie plan maak, met jou leven nie. Woe! Kom maar, kom maar. Hier, ek kan wat hier. Kom sê die prijs. Hallelujah. Veronique, die woord van die Here sê, ons right. Kom ek doen wat die mense sê. Miskien as ek dit doen, Ja. dan sal die mense terugkeer Yes. na my toe. Hallelujah. En elke keer gee God hulle 'n reminder. Ja. Onthou julle, maar dan draai hulle nog steeds om en sê hulle, ons wil 'n koning hê. Dankie Here. Omdat my broer 'n koning het. Dankie Jesus. Hoe kan jy 'n koning wil hê wat deur God aangestel is? En hy is die koning Ja. hoe alle konings. Hallelujah. Dankie Jesus. Dankie Here. Hy sê, hy is die koning hoe alle konings. Yes. Hy Yes. stel konings aan en hy stel konings af. So hoe vernaal jy 'n man wat die krag het om die bottel te maak, Yes. om die water te hou, en jy soek die bottel sonder die man wat hom gemaak het. As die mense jou gaan vra hoe jy die bottel gekry, dan kan jy nie 'n antwoord gee nie. Yes. Praise the Lord. Kom op los. En Hallelujah. wat dan? Oor die hart kom. Dankie Here. Maar moet 'n inleiding gee, sodat jy kan verstaan hoe hy die volk hier gekom. En woord van die Here sê, Samuel sê, kry die Here, ek hoor wat jy sê, en ek gaan doen wat jy wil hê ek moet doen. Daar sekere dinge wat die Here, wat Pastor Ben sien, wat ek nie sien nie. En as ek wandel volgens die begeertes van my hart, en hy het my gekeer en ek luister nie, dan laat hy my in my eie genade word. Yes. En baie van ons loop in ons eie genade word. Ons is oorgegee in die hande van 'n lewendige God, omdat ons ongehoorsaam was. Dankie Jesus. En niks gaan regloop totdat jy nie terugkom en besef die begeertes wat ek het is nie vir die koninkryk van God nie. So eers die koninkryk van God Yes. en al sy geregtigheid by ons. En as jy dit het, dan sal hy die begeerlikheid van die hart aan jou gee. Wandel in my, soos ek in, sodat julle veel vrug. Jy moet in hom wandel. Hy is alreeds binne in jou. En jy moet nou in hom, in sy aansettinge wandel, in sy verordeninge
wouden, Yes. zodat die begeerlijkheid kan niet openbaar. Ja. Kan kom. Ons zoekt die blessing. What we don't want the blessing. Ja. Woo! Praise the Lord. Ons zoek, maar ons zoek die ene wat gee. Ons bid en ons ontvang, omdat ons verkeerd bid. Yes, Lord. Ons bid vir die begeerlikheid in plaas van die koninkryk van God. Yes. Father. Jesus die blinde man as blind, hulle vra wie het gesonde. Yes. As dit net met jou te doen. Hallelujah. Dat is dinge wat die mense nie verstaan. En God sê, vir jou om te sien, moet God sy werk in jou open. Dank je, Jesus. Dan moet het openbaar plaasvind. Dan moet een preken aan die binnenkant plaasvind. Yes. Dat is een lied wat sê, ek het een praatjie so diep binne in my hart. En dit borrel om uit te kom. Yes. Met alle woorde, die hart moet eers geskeer word. Hallelujah. Ja, Lord. Die hart moet eers geskeer word. Unfortunate, die tyd van onkunde is oorgesien. God se gees het in die ou dae van buitekant af Ja. ingewerk. Yes. Maar in die nuwe era van Jesus werk dit van binnekant af uit. Verstaan nie wat ek sê? Hoor nie wat ek sê? Verstaan nie wat ek sê? Nee, maar terugkom na die punt wat ek gesê het. Hallelujah. As jy my wandel, as jy in my wandel, God exist alreeds Ja. binne in jou. En dit nodig net 'n activation. Yes. Ja. Father, Dit nodig net iemand wat sê, Here, ek het 'n begeerte om jou te dien. Ek los die kar, ek los die huis, ek los my broer so goed uit. As sy seisoen, wag vir jou seisoen. Dank je, Jesus. As ons ophou begeer wat ons broers het, Ja. en liever bid dat die Here nou meer gaan sien, Yes, Lord. Yes. dan sal die blessing met jou aanbreek. Yes. Hallelujah. Oh, hoop maar. Father, ons praise. Hoop maar. Kom ek maak daar. Die woord sê, okay, lang storie kort. Samuel se pas eers word weg. En hulle kry die eerste en die dienaar sê vir Saul, we have a problem my brother. Ek het gehoor van 'n man. En hierdie man is geëerd. Yes. Die dienaar sê vir Saul, 'n dienaar, 'n man wat net 'n saamloper is. Die Here sit mense op jou pad wat net vir daai oomblik saam met jou kan loop tot by die deur. Dank je, Jesus. En die dienaar sê, hierdie man is geëerd, kom ons gaan hoor tog net wat die man te sê het. Miskien van ons. Maar die dienaar se geloof is soos hy sê, ek weet dit wat die mense van praat van die man, Ja. ons sal dit is. Die Bybel sê, hulle kom toe by Samuel.
En wat jy naby is, wat ek ek is op pad autokort. En die Bybel sê dat hulle kan nie toe vir Samuel. En die Here het al 'n dag voor die tyd vir Samuel gesê, jy gaan so en so 'n man ontmoet, wat so is en so is en so is. Die man is mooi van aansien, hoof van gestalte. Maar God stel nie belang aan die gestalte, hy stel belang aan die hart. En die Bybel sê, dat langs die kort dat Samuel so kry die boodskap, he will be king. En dan, die eerste dinge wat gesê het, bekend van 'n man, wat gesê dat die man stil staan. En dan stap ek en jy 'n eentjie in. Das dinge wat jy moet laat gaan. Das dinge wat jy moet release. Jy stap met dinge, jy loop met dinge, wat maak dat die deurbraak kom. En God sê, vir Samuel sê die man, laat die dienaar toch bly, alhoewel hy die boodskap gegee het van my, sy seisoen is verby. Das mense, das vriende, wat sy seisoen lang al verby is lewe, maar jy hang nog aan. Moenie hang aan iets wat die Here lang al gesê het, sy seisoen is verby. Das dinge wat maak dat ons seisoen nog nie kan aanbreek. Want dat is 'n seisoen wat jy mee loop, wat maak dat jou deurbraak nie kan kom nie. Laat gaan! Laat het gaan, die maras! Laat het gaan, die maras! Van vanavond af! Skip af! Maak los! Ik zeg, maak los! Wat die Here! Oh! Moorte, en zo doen wat die man van God sê. Sê my dienaar, unfortunately, your season is over. Die Here wil 'n nuwe ding doen in ons lewe, maar ons hang te veel aan die verlede. Paulus sê, ek vergeet van dit wat was. Alhoewel ek nou swaar kry, maar dan, ek verstaan die druk wat ek deurgaan. En ek strek my uit deur die genade van God wat my sal dra in my nuwe seisoen. Ek weet ek kan nie agterkom dat die seisoen is besig om te verander. En baie van ons lichaams kan nie weerstand bied met die seisoen nie. En daarom kry ons vloe van die seisoene is besig om te verander. Jy gaan deur 'n stryd gaan, omdat die seisoene is besig om te verander. Die woord van die Here sê, Samuel sal die man. En dis die boodskap. En die profetiese woord kom. En wanneer jy, hy sê kom, hy sê, ek wil net jy moet gaan draai by die graf van Rachel. Die Bybel sê, Rachel lê op haar sterfbed terwyl sy geboorte gee. En sy was 'n stil moeder van
Benjamin. En die Bybel sê sy bore 'n seun en sy noem hom Ben-Oni. Dit beteken 'n seun van my smart. Ek is besig om te sterwe en ek bring 'n kind voor. En Samuel sê, gaan terug na die graf van Saul. Hulle wat gesê het, sy sal dit nie maak nie. Laat hulle die olie, laat hulle dit sien. Laat hulle sien dat God het weer gekom vir jou. Dat mense wat moet net sien die glorie, die verandering wat God gemaakt het. En omdat Rachel 'n vloek oor die stam gespreek het, sê Samuel, gaan terug by die graf en daar sal ek jou my woord gee. Ek wil sê, vriend by Here se genade, woord van die Here sê, en die gees van God, hy sê, jy sal 3 manne kry, gaan nou daar praat nie, 1 dra 2 sakke, 3 sakke wyn, 3 sakke brood, prys die Here, en 1 sal jou wegstaan vra, en hulle sal jou 2 loue gee, en ek glo, dat dit is die stam van Juda en Israel. Ek wil graag hier noem. Leroy, die Here het aan jou 2 stamme gegee om oor hulle te heers. Die skoonmoeder en jou, die skoonmense en jou mense, is 2 stamme wat God by mekaar gebring het. En so word 2 loue brood gegee om te sê, dit is my volk. En ek wil hê jy moet na my volk moet jy na kyk. Boodskap van 'n dag. Die gees van die Here sê, en jy sal profete ontmoet wat van God afkom. En jy sal, hulle sal die tamboerine speel. Die harp, die snaar. En jy sal profeteer. En jy hoor wat hy sê. En nadat jy klaar geprofeteer het, sal jy in 'n ander mens verander word. Kan ek die boodskap titel, the atmosphere of change? Wanneer jy in die teenwoordigheid van God kom, is dit onmoontlik as ons met hom gaan praat, dat jy die sjade hier uit gaan stap. Ek wil vir iemand sê, dat die gees van God sal op jou lewe vaardig word. En wanneer God se gees op jou lewe vaardig word, dan sal jy in 'n ander mens verander word. God wil mense verander. Maar hy soek mense wat eers gaan profeteer oor hulle eie lewe. Staan nie wat ek sê? Opdrag kom, die sal profeteer. En nadat jy geprofeteer het, sal jy toch in 'n ander mens verander. Jy moet 'n profetiese woord oor jouself gaan spreek. Is die boodskap, Sanjo, ons mag klaar sien. Woord van die Here sê, dat terwyl son besig is om te draai,
verander God sy hart. Jy kan nie na God toe kom, dan loop jy nog dieselfde nie. Die Here se Gees kan nie op jou vaardig word, dan loop jy nog dieselfde rigting. Dis hoekom sit ons met mense wat sê hulle is bekeer, maar hulle harte is nog nie verander nie. God het nog nie in die hart gewerk nie. En die Here wil vanaand iemand se hart verander. Ek weet nie wat hier gaan u vanaand nie. Ek weet nie met wat loop u vanaand nie. Maar die Here stel belang om iemand se lewe radikaal te verander. En ongelukkig stel die Here belang aan die hart van bedrieglike as die hart bo alle dinge. Hy stel nie belang aan die longe nie. Hy stel nie belang aan die darmse, want hy weet, as hy die hart kry, as hy sy gees op die hart sal uitstort. Wat klaar by jullie? Is hier geen profetie? Hy sê ek sal 'n vernuwende gees binne in julle harte uitstort. En wanneer ek hierdie gees in julle harte sal uitstort, sal julle in 'n ander mens verander. Waarom nie sing in 'n oomblik se tyd sal God ons verander. Maar ons loop met mense wat nog nie verander het nie. God wil vanaand sy vernuwende gees op jou lewe uitstort, sodat hulle wat jou sien, as die hart vrede het, jou broer kan jou haat, jou suster kan teen jou was, hulle kan jou vervloek, maar as jou hart vrede het, wat dit is saak. Oh my God! En ek sal ras vir jou, vir julle siel. Ek wil 'n uitnodiging maak vir mense wat voel vir too long loop ek kerk, maar ek het nog nie verandering in my lewe gesien. Vir te lank loop ek met 'n stryd, en dit het 'n gewoonte geword om maar net op te gaan, dat die mense my kan sien. Min wetend, jy loop gebukkend. Die Here is vanaand hier om jou las te verlig. Maar die restaurasie, die oorplanting, begin eers binne in die hart. God sê, gee my die hart, van daarin het ek 'n behaag. Daarin wil ek my verlustig. Ek gee nie om wat jy wil hê nie, maar gee my jou hart. Kom sê die Here prys. Kom sê die Here prys. Kom sê die Here prys. Vir mense wat gaan opstaan môre met 'n vernuwende gees, 'n vernuwende hart.
vir 'n nuwe selfsliefde. Kom aan kerk, kom aan kerk. Kom aan kerk, kom aan kerk. Kom aan kerk, kom aan kerk. Dis 'n oomblik. Dis 'n oomblik. Dis 'n oomblik. En ek wil vanaand 'n uitnodiging maak vir 'n jongman wat voel ek het alles geprobeer. Ja, praise God. Ek het alles probeer. En elke keer as ek by die eindpunt kom, dan misluk ek. Ek wil vanaand 'n geleentheid skep vir 'n moeder wat loop met 'n pyn wat niemand kan sien. Ons glimlag, dan weet niemand wat in die hart aangaan. Yes. As jy hart die vrede het, dan baat dit niks. Das mamas, das papas. As hy sy kamer deur toesluit, dan breek hy in twee. Maar hy wil nie God op sy woord vat nie. Petrus sê, Here, ek het gedraai. Ek ken die see. In sy diepte, in sy breedte. Ek verstaan die stormwinde. Die duiwel confuse ons om te dink ons weet wat doen ons. Maar hy mislei ons. En Petrus sê, oh my God, op jou woord gaan ek net laat sak. Kom ons kry 'n lied. Daar was Ek wil 'n geleentheid skep moeite vir iemand, in ons lewe, vir iemand. maar Wat ons sê jy, ek het nie geleentheid. oorwin, Die kerk kan staan. oorwin.